Goeiedag graad 12. My naam is Marian Adams en ek gaan vir julle besigheidstudie aanbied. Die hoofonderwerp waarop ons vandag gaan fokus is besigheidsrolle. Die onderwerp is professionalisme en etiek wat deel vorm van vraestel 2. Besigheidsstudie bestaan uit 4 hoofonderwerpe. Ek het vir jou die afkorting daar gesit op die einde. Dit is borg, besigheidsomgewings, besigheidsgeleenthede, besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede. En etiek en professionalisme wat ons vandag gaan doen, fokus op besigheidsrolle. Besigheidsrolle, soos juffrou vir jou gesê het, is deel van vraestel 2. In vraag 1 sal hy 14 tot 16 punte tel, in vraag 3 40 punte, vraag 4 20 punte en vraag 6 is natuurlik die kolpunt of die opstelvraag waar dit 40 punte gaan tel. Ek gaan vir jou oorsig gee wat ons gaan doen by professionalisme wat deel vorm saam met die ander onderwerpe met besigheidsrolle. Ons gaan fokus op die betekenis van etiese gedrag. Ons gaan kyk na praktiese voorbeeld van etiese en onetiese gedrag. Ons gaan kyk na praktiese voorbeelde van professionele en onprofessionele gedrag. Ons gaan onderskei tussen professionele gedrag en onprofessionele gedrag. Ons gaan ook kyk na maniere waarop besighede aan etiese gedrag kan voldoen en die kinkode sowel as die tipes onetiese sakepraktyke. Graad 12, as ons gaan kyk na wat is die betekenis, hulle self vir jou sê, gee 'n verduideliking van die betekenis van etiese gedrag. Dan kan ons sê, graad 12, dat etiese gedrag verwys eintlik na goeie maniere, hoe om te reageer ooreenstemming met die samelewing en wat individue dink, wat goeie waardes eintlik is, nê. En etiese gedrag word van een en elke werknemer binne in die werk verwag. Voorbeelde van etiese besigheidspraktyke. As ons kyk na hoe moet besighede eties optree, dan is dit die volgende etiese besigheidspraktyke. Gebruik van eerlike advertensies, besigheidshandelinge wat openlik gedoen word. Die werknemers weet daarvan, die verbruikers weet daarvan, die beleggers weet daarvan, billike lone wat aan die werknemers betaal word, die besigheid werk binne die wette van die land en die besigheid sorg dat die omgewing nie besoedel word nie en hy raak nie betrokke by onwettige sakepraktyke. By 'n voorbeeld daarvan is byvoorbeeld om onwettig dwelms te verkoop nie. Hy gebruik ook nie kinderarbeid nie. As ons gaan kyk na onetiese besigheidspraktyke, dan kan ons sien dat dit eintlik net maar die teenoorgestelde is, onbillike reklame, om duurder te vra vir pryse in landelike gebiede, belastingontduiking, 'n besigheid ten koste van iemand anders begin, om werkers nie reg te betaal volgens die wet op basiese diensvoorwaardes nie, en dan ook wanneer die besigheid die omgewing besoedel, kan ons sê dat dit is die onetiese besigheidspraktyke, dit wil sê om verkeerd te handel. Ons gaan kyk na professionele gedrag. Professionele gedrag verwys na spesifieke optredes en dit verwys na standaarde. Hier kyk ons byvoorbeeld na die werknemer se voorkoms, sy stiptelik uit, met ander woorde, is hy betyds by sy werk, sy betroubaarheid, kan sy kollegas op hom staat maak, hoe kommunikeer hy met sy kollegas, is hy verantwoordelikheid en aanvaar hy verantwoordbaarheid vir wat hy doen. Ons volgende skyfie kyk na onderskei tussen professionele en onprofessionele gedrag. So, professionele gedrag is wanneer jy as kollega, jy gebruik beleefde taal met jou mede-kollegas, jy het gebruik jou werkstyd goed, jy misbruik nie jou werkstyd byvoorbeeld om in werkstyd op jou selfoon te gaan nie, jy hou jou kliënte se besonderhede vertroulik, jy behandel alle werkers dieselfde, ongeag hulle ras, hulle geslag of gestremdheid, met ander woorde, dit is professionele gedrag. As ons gaan kyk na onprofessionele gedrag,
dan is dit presies die teenoorgestelde, onprofessionele gedrag. Hier kyk ons na onbeleefde, onbeskofte taal, hoe jy met ander kollegas voor jou mede-kollegas praat, die misbruik van jou werkstyd, jy bespreek jou kliënte se inligting met ander. Byvoorbeeld, jy gee aan 'n ander kollega jou kliënt se selfoonnommer, swak telefoonetiket. Graad 12, jy weet mos dat etiket is eintlik maniere. So swak telefoonetiket, hoe jy die telefoon beantwoord by die besigheid. En natuurlik om jou werk op sosiale media te bespreek. As ek as 'n onderwyser byvoorbeeld op Facebook sit, ek is ongelukkig in my professie en dit is hoekom, dan is ek eintlik onprofessioneel, want ek bespreek my werk op sosiale media en natuurlik ook ongemagtigde gebruik van die besigheid se bronne soos byvoorbeeld die motors en sovoorts. Nou gaan ons gaan nou onderskei tussen die twee. Ons gaan nou kyk na professionalisme en etiek. Baie bekende vraag in vraestelle. Onderskei tussen professionalisme en etiek. En onthou, as jy sê onderskei, wat jy in die een kolom sê, moet jy in die ander kolom aanspreek. Want onderskei sê, jy moet dit in 2 tabelle sit. So, professionalisme verwys na wat reg en verkeerd is. Etiek verwys na die beginsels van reg en verkeerd. So, professionalisme, soos ons reeds gesê het, is die standaarde, stiptelikheid, voorkoms en etiek is waardes om te doen dit wat reg is. Die professionalisme is 'n gedragskode. 'n Gedragskode is hoe die werker moet optree binne in die werksplek en natuurlik etiek vorm deel van 'n gedragskode. Ons gaan nou kyk na maniere waarop besigheid die King-kode se beginsels kan toepas vir goeie korporatiewe bestuur. Nou, die King-kode behels kodes vir beste sakepraktyke. Dis natuurlik hoe besighede moet optree. En die Kingskommissie het die King-kode opgestel. En regter Mervyn King, daar sien jy sy foto aan die regterkant, regter Mervyn King, hy was die voorsitter van hierdie Kingskommissie. En die Kingskommissie het die King-kode beginsels opgestel. En daardie beginsels fokus op korporatiewe bestuur. Met ander woorde, korporatiewe bestuur graad 12 is, hoe moet 'n besigheid optree? Wat moet hy doen om regte sake te doen? So, kom ons kyk. Die eerste beginsel van die King-kode is, alle aksies moet duidelik, oop en deursigtig vir almal wees, vir die werknemers, vir die bestuur, sowel as die beleggers en die verbruikers. Alles moet deursigtig wees. Die werkers moet bewus wees van die indiensnemingsbeleid, wat daar van hulle verwag word as hulle aansoek doen vir bevorderingsposte. Verslae moet altyd ook akkuraat wees en daardie auditverslae moet altyd beskikbaar wees aan alle werknemers en aandeelhouers. En dan natuurlik moet daar gereelde audits gedoen word en soos ons gesê het, besigheidshandelinge moet openlik gedoen word. Dit is waaroor deursigtigheid gaan, om besigheidshandelinge openlik te doen. Ons volgende beginsel is aanspreeklikheid. Daar moet kommunikasie wees tussen die bestuur en die belanghebbendes, die werknemers, die beleggers. Die direksie moet verseker dat hy die maatskappy se beleid effektief kommunikeer met almal. Die besigheid moet aanspreeklik gehou word vir hulle besluite en aksies wat hulle neem. Die volgende een is verantwoordelikheid. Natuurlik moet die besigheid programme ontwikkel en implementeer om natuurlik te kyk na die welstand van gemeenskappe. Veral in hierdie tyd waarin ons nou is, van die COVID-19, het so baie mense hulle werk verloor. So besighede moet regtig waar fokus op programme om die gemeenskap op te hef, deur byvoorbeeld werk te skep, kospakkies uit te deel en sovoorts. Die besigheid moet ook programme ontwikkel om sy omgewing natuurlik te beskerm en hier dink ons aan die 3 R'e. Pas die 3 R'e toe. Recycle, reuse en reduce. Ons gaan nou verder kyk, behalwe die King-kode, is daar nog maniere waarop besighede professioneel, verantwoordelik en eties moet optree. Besighede
moet al hulle werkers gelyk behandel, ongeag hulle ras, ongeag hulle geslag, ongeag hulle gestremdheid. Almal moet binne die werksplek gelyk behandel word. Besigheid moet dan ook dan almal gelyke billike lone betaal. In die verlede byvoorbeeld het mans meer verdien as vrouens. So hierdie wet maak voorsiening dat almal nou gelyke en billike lone verdien. Alle werkers moet toegang hê tot gelyke posisies en hulpbronne binne die besigheid. Verseker dat jou werksomgewings bevorderlik is vir veiligheid. Moenie 'n besigheid begin met die gebruik van 'n ander besigheid se idees nie. Hier het ek 'n voorbeeldjie vir jou genoem van Pink Amo. Pink Amo is 'n baie bekende handelsnaam. Dit is 'n nalak en dit kos plus minus R125. 'n Volgende besigheid kom, hy gebruik dieselfde handelsmerk, hy gebruik dieselfde houer waarin hierdie nalak is en hy vervang dit net met 'n goedkoop namaaksel. Ons sê dit is verkeerd, want 'n besigheid moenie begin met die gebruik van 'n ander besigheid se idees nie. 'n Besigheid moet betrokke raak in omgewingsbewusmakingsprogramme. Soos ek reeds genoem het, is daar die KSI-programme, natuurlik om kospakkies uit te deel, om voorheen benadeelde leerders beurse te borg en sovoorts. Ons gaan nou kyk na die tipes onetiese gedrag wat ons kry binne in die besigheid. Die eerste een is onbillike advertensies. Hier het ek weer dieselfde, om goedere bedrieglike name te gee. Hierdie selfde produk word op die mark beskikbaar gestel. Dis 'n goedkoop namaaksel en die naam word net miskien vervang met 'n naam soos Dink Shield, maar dit is dieselfde logo. So dan word daar bedrieglike name vir hierdie goedere gegee. Baie kere verkoop besighede tweedehandse goedere as nuwe goedere, of hulle oordryf die vermoë van die produk. Hulle gee die vermoë van die produk, oordryf hulle. Hulle gee ook valse beloftes, 10% afslag, jy kom by die besigheid aan, daar's geen afslag nie. Hulle kritiseer hulle mededingers se goedere, hulle buit kinders se gebrek uit aan begrip. Byvoorbeeld, as jy kyk na 'n papboks en daarbo-op is 'n speeldingetjie en dan gebruik hulle daardie goedkoop sielkunde om die kind uit te buit. Misbruik van mense se gestremdhede kry ons ook baie in advertensies en natuurlik advertensies wat geweld aanmoedig en dan kry ons natuurlik daardie lokasbemarking. Hulle adverteer die produk en dan vir goedkoop en as jy opdag by die besigheid dan is daardie produk nou skielik nie meer beskikbaar nie, maar die duurder produk is beskikbaar. En hierdie onbillike advertensies, hierdie tipe onetiese gedrag bied natuurlik uitdagings vir die besigheid, want dit is wanvoorstelling en dit beïnvloed daardie verbruikers negatief. Daardie nailpolitoer is mos nou nie dieselfde kwaliteit nie. Dit kan die kopers se besluit beïnvloed natuurlik om 'n produk te verkoop en op die ou end is dit skadelik vir verbruikers. Ons sien baie kere hoe produkte van die rakke af verdwyn. Sommige advertensies word ook as diskriminerend beskou omdat hulle sekere dele van die bevolking uitsluit of teiken. Hulle teiken byvoorbeeld vet mense. Ons volgende opskrif is: maniere waarop besighede onbillike advertering kan hanteer is: verbruikers moet natuurlik onbillike advertensies kan hulle rapporteer by ASO. Besighede moet natuurlik aangemoedig word om te hou binne die grondwet. Ons volgende onetiese is pryse van goedere in landelike gebiede. Die eerste een wat ons daar kan sê is pryse van goedere in landelike gebiede is wanneer pryse opgeblaas word. Hoër pryse word gevra veral vir produkte soos brood. As ons dink aan 'n landelike gebied, dan dink ons byvoorbeeld hier aan 'n gebied soos Saron. Dit is 'n landelike gebied. So in Saron sal 'n brood nou miskien R22 kos. Watter uitdaging bied dit vir besigheid, die pryse van goedere in landelike gebiede?
Sommige besighede in landelike gebiede misbruik kliënte deur veel meer te vra. Hoekom? Omdat daardie verbruikers in daardie gebiede het nie ekonomiese mag nie. Hulle is dalk armer en minder bevoorreg. Besighede vorm ook monopolieë. 'n Monopolie is 'n besigheid wat geen ander mededingers het nie. Hoe kan dit aangespreek word? Wat kan besighede doen? Besighede moet met ander besighede netwerk om te kyk byvoorbeeld na die infrastruktuur van landelike gebiede. Hoe is die vervoer na groter dorpe? Hulle kan meer billike pryse vra vir goedere. Hulle moet vermy onetiese sakepraktyke, natuurlik om jou loyale kliënte te behou. En dan moet hulle kyk na goedkoper maniere om produkte aan hierdie verbruikers te bied in landelike gebiede. Hulle kan kyk byvoorbeeld hoe om gebruik te maak van goedkoper vervoer om die produkte in hierdie landelike gebiede te kry. Ons volgende een is belastingontduiking. Dit is besighede wat nie al hulle inkomste aan Suid verklaar nie. Suid-Afrikaanse inkomstediens, ons ken dit ook as SARS. En nou vervals hulle finansiële state. Watter uitdaging bied dit vir besighede? Ons almal weet dat belasting is eintlik mos nou die regering se hoofbron van inkomste. Maar belasting het 'n invloed op die besigheid se winsgrens en nou dwing dit vir sommige besighede natuurlik om belasting te ontduik. En wanneer besighede belasting ontduik, dis 'n groot uitdaging vir besigheid. As hulle uitgevind word, dan gaan hulle groot boetes betaal en hulle kan selfs tronkstraf in die gesig staar. Maniere waarop besighede belastingontduiking kan hanteer: hulle moet sorg dat hulle alle belastingopgawes betyds indien. SARS het sy datums wanneer hierdie opgawes ingedien moet word. Hulle moet ook die regte bedrag oorbetaal aan Suid. Hulle moet hulle finansiële rekords altyd eerlik en akkuraat hou en hulle moet seker maak dat alle finansiële rekords nagegaan word en geaudit word. Graad 12. Kom ons kyk na die eksamenvrae wat handel oor hierdie etiese en onetiese sakepraktyke, sowel as professionalisme. Die eerste scenario. Moeni supermark, hier is die scenario. Tsekani koop gereeld kruideniersware by Moeni supermark, die enigste kruideniersware winkel in haar dorpie. Nadat Tsekani teruggekeer het van 'n besoek aan haar vriend in die stad, het sy by meneer Moeni oor die hoë pryse van produkte gekla. Meneer Moeni dink dat sy produkte goedkoop is, omdat klante nie nodig het om stad toe te ry vir kruideniersware nie, maar beloof om sy supermark se pryse te ondersoek. Identifiseer die onetiese sakepraktyk. Identifiseer is, jy moet kyk na die scenario en dan moet jy kyk wat 'n onetiese sakepraktyk is dit. En as ons kyk hierso, dan sien ons onmiddellik meneer Moeni vra hoë pryse vir sy produk. So hier kan ons weet dit is die hoë pryse in landelike gebiede. Ons tweede vraag is beveel aan wat? Beveel aan waarop meneer Moeni supermark die onetiese sakepraktyk geïdentifiseer in 4.1.1 kan oplos. En dan ons derde vraag sê, stel ander maniere voor waarop meneer Moeni supermark professioneel, verantwoordelik en eties sake kan doen. Kom ons kyk hoe lyk die antwoord. Die onetiese sakepraktyk, soos ons genoem het, is onbillike pryse in landelike gebiede. Dan kyk ons na maniere hoe onbillike pryse in landelike gebiede aangespreek kan word. Die eerste een is, Moeni kan saam met ander besighede in die omgewing druk uitoefen om die infrastruktuur van die gebied te verbeter. Hier dink ons aan die paaie, die vervoer van verbruikers van landelike gebiede na groter stede. Om markverwante pryse vir sy produkte te vra.
Vermy onetiese sakepraktyke om jou kliënte lojaal aan jou te hou. En natuurlik moet jy kyk na koste-effektiewe maniere soos ons gesê het en werk saam met verskaffers om afleweringskoste in ver afgeleë gebiede te deel. Ons volgende vraag, ander maniere soos ons reeds gedoen het in ons slides. Soos ons gesê het, moet jy in die supermark behoort nie ander besighede ten koste van ander te begin nie. Hulle moet billike lone betaal, alle werkers behoort gelyk behandel te word, moet jy in die supermark behoort gereeld belasting betaal en dit is die res ander maniere om professioneel, verantwoordelik en eties sake te doen. Ons volgende eksamenvraag. As jy mooi geluister het, noem die 3 beginsels, noem 3 King-kode beginsels vir goeie korporatiewe bestuur. Kan julle onthou? Ja, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid en deursigtigheid. Deursigtigheid, onthou het ons gesê, almal moet weet wat aangaan in die besigheid. Dan 'n vraag, soos ek julle genoem het, tabuleer die verskille tussen etiek en professionalisme, baie bekende vraag by besigheidsrolle. Wat jy in die een kolom sê, moet jy in die ander kolom sê. Professionalisme verwys na wat reg en verkeerd is, etiek verwys na die beginsels van reg en verkeerd. Professionalisme het ek vir jou gehighlight daar, stel standaarde, maar etiek voldoen aan waardes. Dis die toepassing van 'n gedragskode en dan etiek vorm natuurlik deel van hierdie gedragskode. Kom ons kyk na Silverton. Dit is ons volgende scenario. Die aandeelhouers van SLD lees in die koerant dat die maatskappy se swak prestasie weens 'n gebrek aan bevoegdheid in die direksie is. Die direkteure van SLD het dit ontken. Wat gewoonlik gebeur graad 12 is, jy word gegee hierdie kolom of tabel en dan moet jy dit oortrek op jou antwoordblad en dan beantwoord jy die vraag en hulle nommer dit so in die kolom. So, jou eerste vraag is, haal aan, dit is jou werkwoord. Onthou, dit is jou werkwoorde, graad 12, wat jy moet beantwoord. Jou eerste werkwoord is haal aan wat? Haal aan 2 voorbeelde van swak korporatiewe bestuur uit die scenario. Wanneer die eksaminator vir jou sê, haal aan, dan moet jy direk gaan aanhaal. Presies aanhaal soos dit in die scenario voorkom. Wanneer die aanhalings gebruik het, identifiseer 2 King-kodes beginsels vir goeie korporatiewe bestuur. Daar is op jou kolom vir jou King-kode beginsels wat natuurlik moet aansluit by jou aanhalings. Die laaste kolom is die toepassing. Adviseer SLD om elke King-kode beginsel wat hierbo uiteengesit is toe te pas. Kom ons kyk hoe lyk die antwoord. Ons eerste aanhaling haal aan. Natuurlik, die eerste swak korporatiewe bestuur is natuurlik die aandeelhouers van SLD het uit vletjieblassers graad 12 is klikbekke, né? Die aandeelhouers van die SLD het uit vletjieblassers ontdek dat die maatskappy se swak prestasie die gevolg van 'n gebrek aan bevoegdheid in die direksie is. Jou King-kode beginsel is natuurlik deursigtigheid en die toepassing daarvan is besighede moet auditskomitees, wat kan gedoen word? Hulle moet auditskomitees hê. Daar moet openbaarmaking gewees. Dit moet deursigtig. Deursigtig beteken almal moet weet wat aangaan in die besigheid. Openbaarmaking van rekenkundige rekords en transaksies. Die tweede een is, die bestuur van SLD ontken hierdie bewering. Met ander woorde, hulle aanvaar nie verantwoordelikheid vir hulle optredes nie. En dit is natuurlik die beginsel verantwoordelikheid.
dis reg. En die toepassing vir verantwoordelikheid is, wat kan gedoen word? Wat kan die besigheid doen om verantwoordelik op te tree? Daar moet goeie verhoudings wees tussen die besigheid en die belanghebbendes. En soos juffrou gesê het, die belanghebbendes is jou werknemers, jou beleggers, jou verbruikers. Die onderneming is ook dan aanspreeklik vir die belanghebbendes se optredes en die bedryf van die onderneming. En 'n direksie moet aangestel word en die aanspreeklikheid daarvan berus by die lede daarvan. Graad 12, baie sterkte en voorspoed met julle